Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Van sy vrou skei nie. Maar aan die ander sê ek, nie die Here nie. As 'n broer 'n ongelowige vrou het wat instem om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie. En 'n vrou met 'n ongelowige man wat instem om by haar te bly, moet nie van hom skei nie. Die ongelowige man is immers deur sy gelowige vrou geheilig, en die ongelowige vrou is deur haar gelowige man geheilig. Anders sou hulle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. As die ongelowige egter wil skei, laat hy skei. In sulke gevalle is die broer of suster nie gebonde nie. God het julle egter geroep om in vrede te leef. Want hoe weet jy vrou of jy nie jou man sal red nie? Of hoe weet jy man of jy nie jou vrou sal red nie? Hoe ook al, laat elkeen leef in ooreenstemming met wat die Here aan hom toegedeel het, soos God elkeen geroep het. En so reël ek ook in al die gemeentes. Iemand wat besny was toe hy geroep is, moet dit nie ongedaan laat maak nie. Iemand wat onbesny was toe hy geroep is, moet hom nie laat besny nie. Die besnydenis beteken nie iets nie, die onbesnedenheid beteken nie iets nie, maar wel die gehoorsaamheid aan God se gebooie. Laat elkeen bly in die situasie waarin hy was toe hy geroep is. Is jy geroep toe jy nog 'n slaaf was? Laat dit jou nie kwel nie. Maar as jy tog kan vry word, maak ten alle koste daarvan gebruik. Want die slaaf wat deur die Here geroep is 'n vrygemaakte van die Here. Net so is die een wat as 'n vry mens geroep is, 'n slaaf van Christus. Julle is duur gekoop. Moenie langer slawe van mense wees nie. Broers, laat elkeen voor God bly, soos hy was toe hy geroep is. Wat maagdelikheid betref, het ek nie 'n voorskrif van die Here nie, maar ek gee my mening as iemand wat, as begenadigde van die Here, betroubaar is. Weens die nood wat op hande is, meen ek dat dit vir 'n mens goed is om te bly soos jy is. Is jy aan 'n vrou verbonde, moenie die band breek nie. Is jy nie aan 'n vrou verbonde nie, moenie 'n vrou soek nie. As jy egter trou, sondig jy nie. En as 'n maagd trou, sondig sy nie. Maar wie trou, sal in hierdie lewe swaar kry. En dit wil ek julle spaar. Wat ek bedoel, broers, is dat die tyd kort geword het. Wie 'n vrou het, moet van nou af so wees, asof hulle nie 'n vrou het nie. Wie huil, asof hulle nie huil nie. Wie bly is, asof hulle nie bly is nie. Wie koop, asof hulle nie besit nie. En wie betrokke is by die dinge van die wêreld, asof hulle nie betrokke is nie. Want hierdie wêreld in sy huidige vorm is aan die verbygaan. Trouwens, ek wil hê julle moet onbesorg leef. Die ongetroude man is besorg oor die belange van die Here, hoe hy die Here kan behaag, terwyl die getroude man besorg is oor die dinge van die wêreld, hoe hy sy vrou kan behaag. Sy aandag is dus verdeeld. Die ongetroude vrou en die maagd is besorg oor die belange van die Here, sodat sy na liggaam en gees geheilig kan wees. Die getroude vrou is egter besorg oor die dinge van die wêreld, hoe om haar man te behaag. Ek sê dit vir julle beswil, nie om julle aan bande te lê nie, maar ter wille van die eerbaarheid en onverdeelde toewyding aan die Here. As iemand dink dat hy onbehoorlik optree teenoor sy maagd, as sy begeerte te groot word en hy oordeel dat dit so moet wees, moet hy sy voorneme uitvoer. Hy sondig nie, laat hulle trou. Maar iemand wat in sy hart vas oortuig is, nie uit noodsaak nie, maar uit volle beheer oor sy wil en in sy hart besluit om sy maagd te eerbiedig, tree reg op. Daarom tree hy wat met sy maagd trou reg op, maar hy wat nie trou nie, sal beter optree. 'n Vrou bly aan haar man verbind solank as wat hy leef, maar as haar man ontslaap het, staan dit haar vry om te trou met wie sy wil, maar slegs as dit in verbondenheid aan die Here is. Tog sal sy, na my mening, gelukkiger wees as sy bly soos sy is. En ek glo dat ook ek die Gees van God het. Goeiemôre
Goeiemôre Ligpunt, goeiemôre enige iemand wat dalk by ons kom kuier vandag hier vir die eerste keer. Ek wil net saam met julle vir almal welkom sê vir dalk vir nuwe mense van ons midde. My naam is Johan Verster en ek is een van die ouderlinge en een van die leraars hier. En ek is baie verbaas dat ons soveel mense is hier vandag. Ek het gedog ek gaan vir soos 10 mense preek vandag. Want die meer as 100 van ons dames is op die vrouekamp, maar 2, daar's nie water in die helfte van Pretoria nie. En so mans sonder hulle vrouens, sonder water, om hier te wees hierdie is 'n wonderwerk. Ons het 'n wonderwerk gesien, prys die Here vir dit. Maar vriende, dit is goed dat ons kan saam wees hier. En ons gaan aan in ons reeks in 1 Korintiërs. En ons gaan aan in 1 Korintiërs 7. Dis nog nie offisieel nie, so ek sê dit in potlood. Ons het laasweek gesê dat ons het laasweek gekyk na die eerste paar verse in hoofstuk 7. Ons kyk vandag spesifiek, gaan ons in 1 Korintiërs 7 spesifiek nadink oor die ongetroude lewe. Volgende week 'n bietjie meer oor die getroude lewe. Nog steeds in 1 Korintiërs 7. Ek dink ons mag dalk die handbreek nog langer optrek en nog langer in 1 Korintiërs 7 spandeer. Ek dink daar's 'n klomp gesprekke wat ons kan hê en behoort te hê. En so wie weet hoe lank ons in 1 Korintiërs 7 gaan wees. Laaste ding wat ek gaan sê, vriende, voor ek vir ons gaan bid, is dat toe jy nou net gehoor het, ek sê ons gaan vandag praat oor die ongetroude lewe, is daar party hier wat dalk in die versoeking mag wees, of om heeltemal uit te klats, of om uit te glip hier en te sê, ek is op die verkeerde Sondag, is ek by die diens. Ek wil vir ons almal sê, voor ek bid, hierdie is op ons almal van toepassing. As jy so sit, jy is nog nie getroud nie, maar jy date, dan sien die Bybel jou as ongetroud. Daar's nie 'n kategorie soos date volgens die Bybel nie. En so dit is vandag dan vir jou. As jy hierso sit en jy was dalk op 'n stadium in jou lewe getroud, maar nou is jy geskei, of dalk 'n weduwnaar of 'n weduwee, dan is vandag se preek vir jou. As jy so sit en jy's 'n ouer en jy het kinders, veral as hulle hoërskoolkinders of op universiteit is, dan is dit wat ons vandag hierso sê baie relevant vir jou as ouer, want ons het 'n verantwoordelikheid om ons kinders te disipel, en so ons het nodig om te verstaan wat die ongetroude lewe is. As jy hier is en jy's 'n kind van 'n enkel mamma of 'n enkel pappa, dan is vandag dit hier vir jou, sodat jy ook kan verstaan wat is dit wat God jou ouer, jou pa of jou ma na toe geroep het. En as jy in Ligpunt is, en jy is deel van hierdie gemeente, waar God sê ons het 'n verantwoordelikheid om vir mekaar lief te wees, dan is vandag vir ons almal, of ons nou getroud is of nie, want ons het nodig om te weet hoe om vir mekaar beter lief te wees. So, ek hoop ons gaan luister, vandag is relevant vir ons almal. Kom ek bid, kom ons vra dat die Here nou met ons sal ontmoet, soos wat ons nadink oor die ongetroude lewe. Vader, ons kom na U toe, ons het dit gesing toe ons die Onse Vader gesing het, ons wil dit nou ook weer sê, Here, ons wil net stop vir 'n oomblik by daai eerste lyntjie van die Onse Vader. U is ons Vader, U is in die hemel. Dit beteken dat U is goed, en U het ons, en U het hierdie wêreld. Here, help ons tog om dit te glo, help ons almal om in die lig daarvan te lewe, en Here, help ons om stil te raak en U te hoor praat met ons. Here, U praat hard en duidelik deur die woord. Kom asseblief en praat met ons. Kom en versterk ons, vernuwe ons, kom en bemoedig ons, en kom ons maak ons meer soos Jesus. In sy naam bid ons dit. Amen. Vriende, ek dink meeste van ons hou van 'n komedie, van 'n comedy, veral van sitcoms, en dit het my net weer hierdie laaste week weer getref, soos wat ek gedink het oor vandag se onderwerp, en ek weet nie of jy dit al opgetel het nie, maar hoe verskriklik baie veral in sitcoms, sien ons ongetroudes, spesifiek enkellopendes, wat ons van sal praat baie kere as singles. En ek weet nie of dit al opgetel het nie, maar baie in ons sitcoms, dit is soos 'n herhaalde tema, 'n spesifieke manier, 'n karikatuur van die single lewe wat in Hollywood aan ons voorgehou word. Ek weet nie of jy dit al opgetel het nie. Die prentjie wat vir ons baie keer van die ongetroude lewe geskets word en van die single is,
kom ons wees nou eerlik, maar in die stories daar buite is iemand wat so klein bietjie goofy is, iemand wat verstrooid is, selfs pateties is. Kom ek gee vir ons 'n paar voorbeelde daarvan. Ek is seker jy kan baie anders dink. Dink aan Joey van Friends, vir die ouer mense hier in ons midde. Of Phoebe van Friends. Of dink aan Niles Crane van Frasier, die wat dit gekyk het. Of Kramer van Seinfeld, vir die wat dit kon onthou. Meer onlangs dalk Rajesh van The Big Bang Theory, party van julle sou hom onthou het. Of Scott, die hoofkarakter van The Office. Of dink aan Andy Dwyer van Parks and Recreation. Dink aan rolprente Bridget Jones van Bridget Jones Diary. En dan so natuurlik hierdie twee ouens hier bo my, nê? Ek moes dit opsit want dis kuns. Daai is 'n kunswerk. En dit som dit so goed op. Doen dit nie. Dit is, vriende, die manier in populêre kultuur wat die enkel lewe, die single, baie kere aan ons versinne beeld word. Dit is iemand so klein bietjie hartseer, verseker iemand met 'n suboptimale bestaan wat eintlik nog moet gradueer na eintlik die goeie lewe wat die goeie vervulde lewe daar buite. Vriende, dit is ons wêreld baie kere oor singleness en oor die enkel lewe dink en as ons as die kerk moet eerlik wees en dit geld vir beide die van ons wat single is binne die kerk en ook die van ons wat getroud is. As ons moet eerlik wees, dan is dit baie kere ons persepsie oor die enkellopende lewe. En so dit is wat ons oor vandag wil gesels, vriende. Ons wil saam vir 'n oomblik sê nee, maar kom ons trek nie die wêreld se manier van dink oor hierdie dinge in ons verstaan en nie. Kom ons maak seker dat God in sy woord ons sal vernuwe en so dit is wat ons wil doen vanoggend. Ons wil saam gesels oor hoe behoort ons as Christene oor die enkellopende lewe, die ongetroude lewe na te dink. Hoe behoort ons daar te dink? Maar dan meer belangrik selfs, hoe behoort ons in die lig daarvan te lewe? En so dit is wat ons vandag na gaan kyk hier in 1 Korintiërs hoofstuk 7. Hou asseblief jou Bybel of daai blaadjie by die rand soos wat ons 'n bietjie meer daarin gaan indelf. Net weer 'n bietjie konteks wat ons ook laasweek gesê het. Ons is besig in 1 Korintiërs en wat ons laasweek ook gesê het is dat die hele boek van 1 Korintiërs gaan regtig daar om God se mense, die kerk van Jesus te roep tot heiligheid. Dit lê regtig by die essensie van die boek. 1 Korintiërs 1 vers 2 sê Paulus die volgende, ek paraphrase, maar Paulus sê vir 'n kerk net soos ons vir die kerk in Korinte, Christene onthou julle behoort aan God. Christene onthou dat in Jesus, as gevolg van Jesus, is julle nou reeds mense wat heilig gemaak is. Dis reeds julle status. God kyk na julle en hy sê julle is heilig. En dan is die hele punt van die boek van 1 Korintiërs, Christen, jy wat heilig is, lewe in die lig van wie jy reeds in Jesus is. Jy is heilig gemaak, 1 vers 2, lewe nou heilige lewens. En wat ons laasweek ook gesê het, vriende, in hoofstuk 5 tot 7, in hierdie blok waarin ons nou is die spesifieke area waar Paulus die kerk in Korinte tot roep tot heiligheid is in die area van seks en van seksualiteit. En as jy hier laasweek was in hoofstuk 7 vers 1 tot 9 het ons laasweek die volgende gesien en ek herhaal dit net weer. Paulus het gesê in hoofstuk 7 1 tot 9 dat seksuele intimiteit is 'n goeie en 'n Godgegewe geskenk soos wat dit binne in die konteks van 'n huwelik tussen een man en een vrou geniet word. Maar hier is die ding. Paulus is in murg en been, is hy pastoraal. Paulus skryf nie net koue teologie vir teoloë daar buite nie. Paulus weet, soos wat hy nou net hoofstuk 7 vers 1 tot 9 dit gesê het, en soos wat hy gepraat het oor dat seksuele intimiteit is net beskore in 'n huwelik, besef hy dat daai woorde het 'n manier om die gemeente in Korinte te rattle. Paulus weet dat daar's party binne in die kerk in Korinte wat in ongelukkige huwelike sit. Paulus weet dat in daai kerk is daar party mense wat getroud was, maar wat nou geskei is. Paulus weet daar in die kerk in Korinte is daar ander wie hulle lewensmaats verloor het. En so te hoor van die huwelik maak seer.
Paulus weer as ander wat regmaak om te trou, hy weer as ander wat wil getroud wees, maar nie is nie. Paulus weet dat daar's partye in daai gemeente wat baie graag getroud wil wees en wat nooit getroud gaan wees nie. En dit is in so 'n wêreld, vriende, in so 'n kerk soos die kerk in Korinthe, 'n kerk baie soos ons, waar Paulus dan die res van hierdie hoofstuk pen, en wat ons nou vandag na gaan kyk, en ons gaan nou verder nog in hierdie in die weke wat kom verder daarna kyk, maar vandag gaan ons nadink net oor wat is dit wat Paulus in hierdie hoofstuk sê vir die ongetroudes, en ook die ongetroudes hier in ons midde. En so dit is wat ons nou doen, vriende, ons gaan daar saam nadink. In hierdie gedeelte is daar 3 waarhede wat Paulus uitlig, met betrekking tot die ongetroude lewe, wat ek wil hê ons moet sien, 3 waarhede, wat ons nou gaan kyk aan die hand van 3 opskrifte. Hier is die eerste opskrif, en dit is God se geskenk. As ek en jy 'n Bybelse verstaan van die ongetroude lewe wil hê, dan is die eerste ding wat ons oor moet duidelikheid hê, is God se geskenk, vers 6 tot 8. Tel asseblief 'n baadjie op, dat ons kan sien wat Paulus hier vir ons sê. So, laasweek vers 1 tot 5, Paulus het hier gepraat oor dat seksuele intimiteit is in die konteks van die huwelik, maar nou hier is die gevaar. Jy kan dink, wel as dit die geval is, dis net seksuele intimiteit is net vir 'n huwelik, kan jy begin dink wel om dan ongetrou te wees is 'n tweede klas van bestaan. Jy is 'n Christen, maar jy is soos 'n tweede klas van Christen. Jy kan daai fout maak. Paulus sal dit nie duld nie. Kyk wat sê Paulus in vers 7. Paulus sê daarso, ek wens dat alle mense kon soos ek wees, met ander woorde, ongetroud wees. Okay, so hy is nie net op die defense nie, Paulus gaan hier op die offense. Ek wens alle mense kon soos ek wees, ongetroud wees, maar elkeen het 'n eie gawe van God af ontvang. Die een dit en die ander dat. Nou wat is vers 7 hierdie gawe, hierdie geskenk waarna Paulus verwys? Histories het baie mense in die kerk gedink dit wat Paulus hierna verwys is wat baie kere genoem word die gawe van selibaatskap. Dat wat Paulus hierna verwys is dat party mense het hierdie God gegewe, hierdie bonatuurlike vermoë om hulle seksuele intimiteit net te onderdruk, dit net te demp, en hulle kan net ongetroud bly met 'n smile. En vir baie mense, en vandag nog is baie mense, dat hulle verstaan wat Paulus daarvan praat. Ek dink nie dit is waarvan hy praat nie. 1, ons sien nie dit regtig in die res van die Bybel nie. 2, ek ken nie regtig sulke mense nie. Ek dink in die konteks van wat Paulus nou net gesê het en wat hy hierna gaan sê is 'n beter verstaan van hierdie gawe wat Paulus na verwys, is hy praat hiervan om ongetroud te wees in en van dit self. Dat daar is party wat 'n geskenk vanaf God af ontvang, ons noem dit die huwelik. En dan is daar ander, en hulle het 'n geskenk van God af ontvang, en dit is dat hulle is nie in die huwelik nie. Wel, ten minste nie nou nie, dalk selfs nooit nie. Paulus praat met Christene. Paulus sê, onthou Christen, ons lewe altyd in verhouding met God. En as daar 'n God is, en as daai God goed is, en as daai God groot is, en as ons sy kinders is, dan beteken dit alles wat ons in hierdie lewe ontvang, die lewensomstandighede waarin ons is per definisie 'n goeie geskenk uit ons Vader se hand uit, en so ook dus as jy ongetroud is. Ek weet nie wie van julle het al Robinson Crusoe gelees nie. Ou boek. Daar is al interessant genoeg 700 weergawes van verskillende adaptations van die boek Robinson Crusoe geskryf. Die oorspronklike een het in die begin 1700s het dit uitgekom. En die storie gaan as volg, baie vinnig, maar Robinson Crusoe is hierdie jong man aanvanklik, avontuurlustig, en hy gaan op hierdie avontuur, en dan is daar 'n groot storm, die skip waarop hy is, word totaal en al vernietig, en almal sterf behalwe hy, en hy eindig op 'n eiland op. En op hierdie eiland, en dit behoort ook op die beskerm te wees, probeer hy dan van die eiland afkom. Robinson Crusoe probeer wegkom, hy kry dit nie reg nie, en hy raak mismoedig met dit. Hy verwys na die eiland waar hy is as the island of despair.
En dan sê hy die volgende woorde, soos wat hy op daai eiland is. Hy sê, I am cast upon a horrible, desolate island, void of all hope of recovery. I'm singled out, and I'm separated, as it were, from all the world to be miserable. En vriende, ek wil hê ons moet daai prentjie voor oë hê, want ek dink dit dien as 'n behulpsame metafoor van hoe baie mense baie kere dink oor die lewe van die enkellopende. Hoe ons baie kere as singles daar dink, ek is op hierdie plek, ek wil nie op hierdie plek wees nie. Ek is op 'n island of despair. Ek probeer uit uitkom, ek kry dit nie reg nie en soos wat Robinson Crusoe sê, dis net beter om miserable te wees. Maar die boek is fascinerend. Gaan lees die oorspronklike weergawe van Daniel Defoe. Wat dan gebeur is, soos wat Robinson Crusoe op daai eiland is, begin daar nou debris vanaf die skip af op die strand kom en daar's 'n Bybel. En daar's 'n Bybel wat afspoel op die eiland en hy begin die Bybel lees. En Robinson Crusoe kom tot bekering in die oorspronklike storie. Hy kom tot bekering en soos wat hy tot bekering kom, verander sy omstandighede nie, maar sy hele persepsie van realiteit verander. En so ook die manier wat hy begin dink oor sy lewe hier op die Island of Despair. Hoor wat sê hy, dit is hier op die skerm. Robinson Crusoe sê die volgende, hy sê later aan, hy's nou 'n Christen. Hy sê, I frequently sat down to my meat, soos hy kos, with thankfulness, and I admired the hand of God's providence, which had thus spread my table in this wilderness. I learned to look more upon the bright side of my condition and less upon the dark side, and to consider what I enjoyed rather than what I wanted. And this gave me sometimes such secret comforts that I cannot express them, and which I take notice of here, so in sy dagboek, to put those discontented people in mind of it, who cannot enjoy comfortably what God has given them, because they see and they covet something that God has not given them. En vriende, dit is Paulus se punt ook vir ons, soos wat hy praat hier in 1 Korintiërs 7, met betrekking tot die ongetroude lewe, die lewe van die enkellopende, van die single. Hy sê die enkellopende lewe voel dalk vir jou en vir baie van ons soos the island of despair. Maar God is goed, God is groot, dit is 'n goeie geskenk uit sy hand uit, en so net soos wat Robinson Crusoe sê, moenie net vrede daarmee maak nie. Geniet dit. Geniet dit as 'n goeie geskenk uit God se hand uit. Nou vriende, net die implikasies hiervan, en ons gaan baie tyd spandeer hier by die eerste punt, so moenie uitfriek as dit lank aanhou nie, ons sal kom by die res in 'n oomblik. Maar die implikasies, ek wil vir 'n oomblik net met ons praat, en baie van ons ongetroudes is nie hier nie, of hulle is besig om te dien op hierdie oomblik by die kinders, maar ek wil vir 'n oomblik praat met die van ons wat ongetroud is, en dan wil ek vir 'n oomblik praat met ons wat getroud is, maar die implikasies van dit wat Paulus hier vir ons sê. As jy hier is en jy is ongetroud, hoor asseblief tog mooi. Ek besef dat selfs dit wat ek nou net gesê het, hierdie waarheid, dat dit is 'n goeie geskenk uit God se hand uit. Ek besef dat daai is nie maklike woorde om te hoor nie. Soos ons laasweek ook genoem het, ek besef en ek glo dat dit is, soos ek laasweek genoem het, een van die swaarste kruise wat ons kan dra as disippels van Jesus in hierdie lewe, is om ongetroud te bly as jou hart hinker daarna. Dit is een van die diepste en seerste dorings baie keer, en baie gelowiges se vlees, wat baie diep steek en seer maak in hulle lewens. En soos ek laasweek ook genoem het, hoor dit asseblief tog, en vergewe my en ons as 'n gemeente as ons dit nie genoeg sê nie. Maar ons is jammer oor die pyn wat jy deurgaan, soos wat jy hierdie kruis moet dra, of hierdie doring in jou vlees het wat die Here daar geplaas het. Die realiteit is dat daar is nie enigiets wat ek in 'n halfuur van 'n preek kan sê wat die vrae wat 'n mens mee sit as jy worstel daarmee kan vinnig beantwoord nie. Daai hoekoms wat jy uitroep tot God, ek kan nie dit in 'n halfuur vir jou beantwoord nie.
Maar ongetroude, kan ek jou wel hieraan herinner? Kan ek jou aanspoor, soos wat ons almal aangespoord word as gelowiges, om jou oë te vestig opnuut op jou hemelse Vader? Onthou jy dat jy het 'n hemelse Vader? Kyk saam met my weer hierdie pragtige woorde wat ons ken, of dalk al gehoor het uit Romeine 8 vers 32. Paulus sê in Romeine 8 vers 33, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het vir ons nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles dan aan ons skenk nie? Sien jy die evangelie logika daar? Paulus sê, en dis waar vir ons almal, maar ongetroude, ek praat hier spesifiek nou met jou. Paulus sê, as God dan, ons hemelse Vader, sy liefde reeds aan ons betoon het, dat hy het sy geliefkoeste, sy eersgebore seun Jesus vir ons gegee. Jesus het op 'n kruis gesterf, die Vader het hom as 'n geskenk aan ons gegee. En Jesus het die oordeel daar, het hy ervaar en hy was God verlate. As God dit ongetroude vir jou gedoen het om sy liefde aan jou te betoon, as hy op daai manier liefde betoon het, hoeveel te meer is alles anderste in jou en my lewe dan? Nie ook 'n manifestering van sy liefde nie. Hy het klaar vir ons dit gewys. Alles anderste is dan ook 'n manifestering van sy liefde ook aan ons. Hoor hoe pragtig sê Paige Benton het. Sy's 'n dame, party van julle het al hierdie aanhaling gehoor. Sy het hierdie meer as 2 dekades gelede gesê en ek kan dit nie beter as sy stel nie. Hoor hoe goed sy dit verwoord. Paige Benton sê, can God be any less good to me on the average Tuesday morning than he was on that monumental Friday afternoon when he hung on a cross in my place? The answer is a resounding no. God will not be less good to me tomorrow either, because God cannot be less good to me. His goodness is not the effect of his disposition, but the essence of his person. His goodness is not an attitude, but it is an attribute. And dan sê sy, I am single because God is so abundantly good to me. Because this is his best for me. It is a cosmic impossibility that anything could be better for me right now than being single. The psalmist confirms that I should not want and I shall not want, because no good thing will God withhold from me. En so enkel lopende kan ek jou aanspoor hiermee, kyk en hou aan kyk na jou God in Jesus, dit wat hy vir jou gedoen het, dit wat hy vir jou gegee het, en hou aan om hierdie Jesus te ontvang, die een verhouding in alle realiteit en vir alle ewigheid wat saak maak. Elkeen van ons het daai geleentheid. Kom ons kyk na daardie Jesus, kom na hom toe opnuut in geloof, kom ons rus in daardie verhouding met Jesus, kom ons koester daardie verhouding met Jesus. Ongetroude, enkellopende, kom ek en jy verwerp die leuns van die duiwel, wat vir ons 'n gees van ongeloof wil gee, wat vir jou en my die heeltyd deur versoek en sê, maar God is nie goed nie, God is nie groot nie, God is nie lief vir my nie, ek het iets verkeerd gedoen, die rede hoekom ek enkellopend is iemand anders se skuld. Kom ons verwerp die leuns van die duiwel se versoekings, en kom ons verval, nee, en dis moeilik, dit is baie moeilik, maar enkellopende, kom ons verval nie in 'n gees van selfbejammering en minderwaardigheid en onvergenoegdheid nie. Kom ons onthou 1 Timoteus 1 vers 6, God het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie. God het vir ons 'n gees van krag en van liefde en van selfbeheersing gegee. En so kom ons gooi onsself op ons hemelse Vader en by hom. En dit is die rede hoekom ons ook vanoggend dit gesing het, die Onse Vader. Ek is van die oortuiging, hierdie is waar vir alle gelowiges, maar ons praat hier spesifiek nou met ongetroudes. Die manier uiteindelik vir ons om in hierdie worsteling te leef, is om daagliks te kom en daagliks die heeltyd deur te bid en te sê, God, U is my Vader, U is vir my,
U het my aangeneem in die seën. U is altyd goed vir my. U is altyd lief vir my. U is my Vader en U is in die hemel. Vader, U is in beheer. U sit in die beheerkamer van alle realiteit. Alles is in U soewereine hand. Vader, ek kom rus by U. Enkellopende, dit is die stryd vir jou, soos wat dit die gebed van geloof is vir elkeen van ons. Maar kan ek net vir 'n oomblik hier vinnig met die getroude praat? Met die in ons midde wat getroud is? Getroudes, dit is reg vir ons, veral in die wêreld waarin ons lewe vandag, om op te staan vir 'n Bybelse verstaan van die huwelik en om die huwelik te celebrate. Ons het nodig om dit te doen, maar getroudes, kan ek ons aanspoor, kan ons meer Bybels wees? Kan ons meer Bybels wees as dit? Kan ons as getroudes waak teen, en kan ons selfs jammer sê, waar ons dit baie keer doen, vir ons geneigtheid om die enkellopendes in ons middes te hanteer, of in dit wat ons sê, of dit wat ons doen, of dit wat ons nie doen nie, asof hulle tweede klas burgers is. Ek dink, meeste van ons as getroudes het nodig, om van die ongetroudes in ons midde, in die oë te kyk, jammer te sê waar ons hulle faal in die verband. Ek dink ons doen dit in ons woorde baie kere, maar ook in ons dade. Getroudes kan ons ware liefde betoon aan die ongetroudes in ons midde. In ons woorde kan ons meer attent daarop wees, kan ons die Gees vra om ons meer attent daarop te maak, dat ons sensitief sal wees oor die dinge wat ons sê. Julle weet hoe ons baie kere half dinge sê, waar jy sê goed, dat jy heeltemal vergeet, dat daar is 'n baie swaar kruis en 'n diep doring wat van jou boeties en sissies in die gesprek waar jy nou is, dra in hierdie area. En jy maak vinnige comments. Jy maak net vinnige comments, asof hulle nie bestaan en asof hulle pyn nie werklik is. En kom in ons woorde, wys ons liefde. Kom in ons dade, getroudes, wys ons liefde. Kom ons wees toenemend, soos wat ons bekeer in hierdie area en jammer sê. Kom ons wees opnuut 'n gemeente wat bid en vir God vra, Here, gee my Heilige Gees, gee ons krag dat ons lewens sal oopmaak. Dat ons huise sal oopmaak, nie net vir formele kuiers nie, maar ook net om ons huise oop te maak en ongetroudes vir ons midde in te nooi. Dat wanneer ons 'n kuier hou, nooi ons nie net die ander getroudes kappels, want hulle het kinders om ons kinders besig te hou nie. Ons nooi ook van die ongetroudes, die singles in. Ons dink aan hulle selfs as op vakansies gaan. Kom ons wees so 'n geloofsgemeenskap en ons doen dit wat Jesus ons tot roep. Tweede ding. Die tweede opskrif, vriende, soos wat ons saam nadink oor die ongetroude lewe. Die tweede ding die tweede opskrif wat ek wil hê ons oor moet nadink is God se wil. Vers 17 tot 24. Ons gaan volgende week meer tyd in hierdie verse spandeer, so ek gaan nie te veel tyd hier nou spandeer nie. Maar soos wat dit betrekking hou op die ongetroude lewe, God se wil. Kyk saam met my daar in vers 17. Paulus begin daar met die taal van elkeen, en hy bedoel met elkeen hier, hy verwys nou na die getroudes en hy verwys na die ongetroudes. En Paulus in hierdie paragraaf verwys hy na twee bekende, soos die Engelsman sal sê, identity makers. Okay? Hy verwys hier na besnydenis en na slawerny. Dit is identity makers in die sin dat besnydenis was veral in die eerste eeu iets wat 'n godsdienstige en 'n kulturele klassifikasie was. Dit het iets gesê oor wat jy glo en selfs van jou kultuur. Slawerny was ook 'n soortgelyke identity maker op 'n sosio-ekonomiese vlak. Was dit 'n ding wat 'n klassifikasie was van jou. Beide daai dinge het gefunksioneer soos heining, soos 'n doringdraad, om 'n kamp toe te span, om te sê hierdie persoon is binne in hierdie heining, hy's binne in hierdie kamp, in hierdie doringdraad area toegemaak. Nou Paulus praat in die hand van daai illustrasie, en hy maak eintlik een punt wat hy 3 keer herhaal. Het jy dit opgetel toe dit gelees was? Kyk na vers 17. Paulus sê in vers 17, laat elkeen leef in ooreenstemming met wat die Here aan hom toegedeel het, soos God elkeen geroep het. Dan sê dieselfde ding vers 20, laat elkeen bly in die situasie waarin hy was toe hy geroep is.
Dan sê hy dieselfde ding in vers 24. Hy sê, laat elkeen voor God bly, soos hy was toe hy geroep is. Jy sien, hier is die ding. Baie van die ouens in Korinthe kom nou tot bekering, en soos wat hulle tot bekering kom, hulle oë gaan oop tot die waarheid, en hulle besef in hulle oorspronklike lewenssituasies, die kamp waarin hulle is daar nou goeters wat nie eintlik Bybels is nie. En nou dink hulle maar, hoorie, ons het nodig, soos wat ons gehoorsaam en wil Jesus wees of wat ook al, ek wil nou net op een of ander manier, moet ek nou uit hierdie situasie uit beweeg. En Paulus sê, nee, moenie. Daai heininge waarin jy waar jy tot bekering gekom het, jou werk is nie om daai heininge af te skop en af te breek nie. Jy bly daar, vir so lank as wat die Here jou daar wil hê. Jou job is, sien jy daar vers 19, gelowige Christen, jou job, jou taak, is om gehoorsaam te wees aan die Here net daar. Moenie jy gaan en heininge probeer afknip en deure probeer opskop, omdat jy beter weet, hoe om die goeie lewe vir jou te bekom nie. Bly jy net gehoorsaam. Terug by Robinson Crusoe, nadat hy tot bekering gekom het, begin hy die Bybel lees, amazing book, en hy lees die Bybel, en soos wat hy worstel daar op sy eie, met sy eensaamheid op die eiland, lees hy op 'n stadium, Psalm 27 vers 14 raak. Dis hier op die skerm. Psalm 27 vers 14, en hierdie kom nou uit die ou vertaling, so dis old school Engels hierso, maar hy lees Psalm 27 vers 14 wat sê, wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. En vir Robinson Crusoe raak daai woorde raak vir hom lewenswater. Dit gee vir hom krag daar waar hy op die island of despair homself bevind. En vriende, dit is Paulus se punt ook vir jou as jy 'n ongetroude is. Paulus sê in hierdie gedeelte vir jou, wag op die Here. Paulus sê vir jou, bly in daardie plek waar die Here jou het. Moenie in jou eie krag, jou eie kop volg, om jou eie lewensomstandighede te probeer manipuleer nie. Indien jou ongetroud wees 'n goeie geskenk van God is, geniet dit nou waar jy is deur gehoorsaam te wees aan die Here. Moenie in ongehoorsaamheid probeer om jouself uit daai plek uit, deur daai heininge uit te kry nie. Bly op daardie plek waar die Here nou is. As dit sy wil is, sal hy in sy goeie tyd, sal hy die heining, die doringdraad vir jou oopsny, maar vir nou, wees gehoorsaam aan hom. En so ongetroude, kan ek jou vra, soos jy dalk hierso sit vandag, dit kan waar wees vir jou selfs as 'n tiener, as 'n student, enkellopende, waar is jy besig om dinge te probeer forceer? Waar is jy besig om jou lewenssituasie te probeer manipuleer? Om dit te verander deur buite God se wil te beweeg? Kan ek jou aanspoor, enkellopende, moenie compromise nie. Moenie compromise nie. Moenie in 'n verhouding ingaan, of jy dit nou date noem, en of dit die huwelik is, die soveel te meer nie as huwelik is nie, maar kan ek by jou pleit, moenie in 'n verhouding ingaan, waar jy vir jou heilige siel weet, dat daai ou, of daai meisie, daai man, of daai vrou, ken nie regtig die Here nie. En dis moeilik, in ons Afrikaanse kultuur, waar almal Christene is dit moeilik, maar ons weet, jy weet, of vir daai man, of vir daai vrou, vir daai ou of meisie, of Jesus werklik hulle koning is en die grootste skat van hulle hart is. Moenie jou situasie verander deur ongehoorsaam te wees aan dit wat die Here jou tot roep nie. Dit gaan of jou geloof benadeel, of as jou geloof gaan staan hou, gaan dit jou geluk benadeel. Tweedens, ongetroude. En ons het laasweek so klein bietjie hieraan geraak. Kan ek jou aanspoor in hierdie plek waar jy jouself tans bevind, die ongetroude lewe? Moenie in daardie plek ongehoorsaam wees aan die Here deur seksuele intimiteit na te jaag in hierdie plek waar jy jouself tans het nie. Selfs die sekulêre studies daar buite is eens hieroor.
deur jouself nou op daardie manier hierdie verhouding wat jy nog nie getroud is nie, te lewe asof jy nou in daardie kamp is, naamlik die huwelik. Wat dit gaan doen is, dit gaan net skade berokken aan jou en aan die ander persoon, fisies, emosioneel en geestelik. Jy's besig om 'n verhouding te bou op sand. En as die storms van die lewe kom, gaan daai sand nie daai verhouding kan hou nie. Bou jou lewe in gehoorsaamheid op Jesus en op hom alleen as die rots. En so kom ons blye mense wat bid. Hierdie is 'n moeilike woord om te hoor. Kom ons hou aan bid. Kom ons hou aan om die Onse Vader te bid. God, U is goed, U is groot. My Vader, U wat in die hemel is. Vader, laat U naam geheilig word. Vader, laat U koninkryk kom. Vader, laat U wil geskied. Ek sal gehoorsaam wees aan U wil en ek sal wag in U geheime wil wat nog in my lewe aan die uitspeel is. Laat U wil geskied. Rus in dit. Bid dit is die Christen lewe. Dit is waar vir ons almal, maar ongetroude spesifiek ook so vir jou. En dit bring ons by die derde waarheid in die gedeelte wat ek onder ons aandag wil bring. Die derde opskrif, vriende, is God se koninkryk. Ons het gekyk sover na God se geskenk, God se wil. Derdens, God se koninkryk, vers 25 tot 40. Paulus hier in hierdie gedeelte verwys na 3 groepe ongetroudes, het jy dit raak gelees? En ons gaan nog meer hieroor praat in die weke wat kom. Maar hy verwys na die maagdelikes, vers 25. Dit is ongetroudes wat nog hoop daarop om getroud te wees, as ek dit kan paraphrase. Dan is daar die tweede groep, vers 36, praat hy met verloofdes. Onthou, dit is nog steeds nie getroude lewe nie, so hulle val tegnies nog hier in hierdie ongetroude kamp. En dan vers 38 verwys dit na weduwees. En in hierdie gedeelte het Paulus 'n baie duidelike lering, en jy het dit 10 en raak gelees, wat Paulus hierso sê, en hy sê, ek het nie 'n voorskrif van Jesus af nie, Jesus het nie direk hierdie lering gegee nie, maar hierdie is my, sê Paulus vers 25, my apostoliese oortuiging. Paulus sê, hoor hierso, ek dink daar is 'n massiewe, daadwerklike voordeel daaraan om ongetroud te wees. En Paulus se argument is eenvoudig, hy herinner die kerk daar aan die tye waarin hulle self bevind, wat presies dieselfde tye is waarin ons self bevind. Kyk aan vers 29, Paulus sê in vers 29, die tyd is kort. Paulus sê in vers 31, hierdie wêreld is aan die verbygaan. En so wat Paulus hierna verwys, as ons praat van die tye, wat hy vir hulle en ons aan herinner, is hy sê, onthou, ons lewe in daardie era in wêreldgeskiedenis na Jesus se eerste koms, voor Jesus se tweede koms. Ons lewe in hierdie overlap van 2 bedelings, waar die koninkryk van hierdie wêreld is besig om uit te gaan, en die koninkryk van Jesus het reeds ingekom, en dit is besig om te groei, en daar gaan 'n dag kom wat net die koninkryk van God gaan oorbly. Maar vir nou is ons in hierdie plek, en hierdie, kom ons noem die overlap of the ages. En hierdie plek is daar konflik tussen hierdie 2 koninkryke. Daar's 'n oorlog aan die gang. Dit is soos om 'n Brit te wees wat gelewe het tydens die Tweede Wêreldoorlog, en almal wat in daai era gewoon het hulle self gevind in hierdie konflik, oorlogstyd, en almal het nodig om 'n wartime mentality te hê. Almal het nodig om 'n wartime lifestyle te gehad het in die Tweede Wêreldoorlog. En Paulus sê, in so 'n wêreld, en dit is die wêreld waarin ons is, hoor hierso, glo my, sê Paulus, dis makliker en dis meer strategies vir daai oorlog as jy selfs 'n enkel lopende mag wees soos wat ek is. Jy sien, dit is 'n eenvoudige punt wat Paulus maak. Sien jy daarso wat Paulus sê, vers 32 tot 35. Paulus sê in daai gedeelte, hy sê, as jy getroud is, dan is daar meer worries. Daar's meer sorge. 'n Huwelik is 'n verbond, en hy gebruik hierdie taal, om in 'n verbond te wees beteken jy's verbind. Dit beteken jy's verbind aan 'n vrou, jy's verbind aan 'n man, jy's verbind aan kinders, daar is verantwoordelikhede, daar's fisiese verantwoordelikhede, daar's baie van hulle, daar's emosionele verantwoordelikhede, daar's baie van hulle, daar's geestelike verantwoordelikhede, daar's baie van hulle, daar's al daardie pligte, en so gegeewe dit, sê Paulus, vir daai rede,
is daar dis moeiliker vir getroudes om eenoogig, heelhartig, hulle oë op Jesus te hou en ten volle net te lewe vir die koninkryk, want daar's net te veel ander Godgegewe verantwoordelikhede wat hulle het, wat dit net moeiliker maak om totaal single-mindedly te kan lewe vir Jesus en vir sy koninkryk. Kyk aan vers 32 sê hy dit. Hy sê die ongetroudes, hulle het meer kapasiteit om besorg te wees, sê hy, oor die belange van die Here. Hy sê dit in vers 32, hy herhaal dieselfde woorde in vers 34. Hy sê hulle het meer kapasiteit, die ongetroudes, om vry te wees, vers 35, om met eerbaarheid, en hy sê onverdeelde toewyding aan die Here te lewe. My vriende, hier in die ooste van Pretoria is ons bevoorregte mense nie. Ons is ryk en welaf en so ons kinders het verskriklik baie toys. Ons kinders het heeltemal te veel geskenke. En so ons almal weet van daai as dit nie julle is nie, dalk julle ken sulke mense wat se kinders so baie geskenke het dat hulle het sulke geskenke wat in die kaste lê. Is nog nie eers omtrent uitgehaal uit die boks uit nie, maar dit is op stof gegaar, wat dit opgaar. Hulle speel nooit daarmee nie. Hoe hartseer dat daai geskenke word nie benut nie. En so vriende kan dit baie kere met ons wees soos wat ons dink oor die enkellopende lewe. Dit is 'n geskenk, dis 'n goeie geskenk wat vir ons gegee word om mee gewoeker te word. Enkellopende of ongetroude, wat maak jy met die geskenk wat die Here vir jou gegee het? Maak jy die meeste daarvan? Wat maak jy met die lewensomstandighede waar die Here jou nou het? Kan ek jou aanspoor, ongetroude? Don't waste your singleness. Don't waste your singleness. Jy het 'n unieke geleentheid om die Here te ken in hierdie seisoen of in hierdie lewe wat hy vir jou gegee het. Dis 'n unieke geleentheid. Jy kan soos vroeg opstaan in die oggend voor werk en jy kan actually wakker wees om stilte tyd te kan hou. Jy kan tyd hê met die Here, jy kan tyd met hom hê op ander tye in die dag. Maak die meeste daarvan, speel met die geskenk wat God jou gegee het. Ongetroude, jy het 'n unieke geleentheid. Almal het die geleentheid, maar jy het 'n besonderse geleentheid om ander mense in hierdie geloofsgemeenskap en in hierdie wêreld te dien, om jou lewe te spandeer vir God se koninkryk. Jy het 'n besonderse geleentheid van flexibility, partykeer meer energie, partykeer meer finansiële vermoë, maar geleenthede om werklik te woeker vir God se koninkryk. Kan ek jou aanspoor, speel met hierdie geskenk wat die Here vir jou gegee het. En prys die Here. Dit is hoekom soveel van ons ongetroudes nie nou hier so sit nie. Want hulle is daarbo, by ons kinders besig. Hulle is besig om nou kinders te help en kinders te dien. Ons het hier by Ligpunt, het ons soveel enkellopendes, wat vanaf kleins af tot vir mense wat ouer is, hulle dien en hulle help en hulle bless in ons midde. Getroudes, kom ons sê vir hulle dankie. Kom ons sien dit nie net raak en neem aan, maar dit is hoe dit is nie. Kom ons gaan na hulle toe en ons sê vir die ongetroudes in ons midde, dankie, dankie, dankie. Die Here sien wat julle doen en ons is lief vir julle. Ligpunt, kom ons wees so gemeente. Ek wil afsluit vir nou. Ek besef dat dit wat ons vandag oor gesels, en daar's soveel meer wat ek kon sê, en ons sal hopelik nog by meer van hierdie hoofstuk se waarhede uitkom in die res van ons tyd saam. Maar ek besef dat dit wat vandag gesê het hierso, bly 'n kruis en dit bly kompleks vir baie enkellopendes. Baie van ons smag nog steeds na 'n ander storie. Indien dit jy is, wil ek jou los en wil ek ons almal los, so almal van ons hier. Kom ons onthou hoe hierdie storie waarin ons almal is eindig. Kyk na vers 31 weer. Vers 31 sê vir jou en vir my, hierdie wêreld in sy huidige vorm is aan die verbygaan. Dit beteken nie hierdie wêreld is net aan die verbygaan nie. Hierdie wêreld in sy huidige vorm is aan die verbygaan. Vriende, daar kom 'n regte, egte nuwe hemel, 'n nuwe aarde. Sonder sonde, sonder swaar kry, sonder enige tekorte, enige behoeftes, ten volle bevrediging, ten volle vreugde vir alle ewigheid, 'n fisiese tasbare wêreld vir alle ewigheid. Dit kom. Hierdie wêreld in hierdie vorm
gebroken is aan die verbygaan. Maar dit gaan nie vir altyd so wees nie. Die storie van Robinson Crusoe eindig na dekades wat hy op die eiland was, waar 'n skip kom om hom te red en hy gaan terug na Engeland toe. Dit klink nie vir my baie nice om in Engeland te gaan sit nie. Maar hy kom terug in Engeland en baie van sy geliefdes is oorlede. Hy trou, hy kry gesin en hy hoor sy plantasies in Brazil het 'n bumper crop gehad in die dekades wat hy weg is en hy is 'n biljoenêr. Hy skatryk. Happy ending. Vriende, nie ek of die Bybel of Jesus beloof vir ons weergawe van die happy ending in hierdie lewe nou nie. Ons kan nie in hierdie lewe verwag dat God gaan vir ons nou die happy ending gee wat ons wil hê nie. Maar wat hierdie gedeelte soos die res van die Bybel ons almal tot roep is, as ek en jy getroue gelowiges gaan wees, wat werklik agter Jesus in geloof en gehoorsaamheid aanstap, en wat ook al plek hy ons mag hê, dan sal daar 'n dag kom, in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar almal van ons die happy ending gaan hê. Almal van ons gaan dit hê. Niemand van ons gaan op uitgemis het nie. Hierdie lewe is so klein en kort in vergelyking met ewigheid. Dit sal totaal en al die moeite werd wees om nou te gelewe het vir Jesus, vir daardie dag, saam met hom, saam met sy mense, nuwe hemel en nuwe aarde. Wil jy dit nie hê nie, vriendin, ek smag daarna? Mag dit waar wees vir ons, mag elkeen van ons 'n mense wees, wat op die laaste dag van hierdie wêreld, wanneer ons voor Jesus staan, daai soetste van woorde sal hoor. Wat Jesus vir ons sal sê, welgedaan, goeie en getroue dienskneg. Mag ons dit hoor. Kom ons bid saam. Vader, ek is baie bewus dat daar's baie dinge wat ons anders te dalk kon sê of moes gesê word of wat nog gesê moet word, Here. Maar Here, in die midde van dit alles, vir elkeen van ons, waar ook al ons mag wees, Here, sal U ons oë rig op Jesus. Here, sal U vir ons die kosbaarheid van ons verbondsverhouding met Jesus, sal U dit vir ons meer soet as enigiets anders te maak. Here, sal U ons 'n mense maak wat ons lewens, waar ook al ons mag hê, ten volle uitlewe in verhouding met Jesus. En soos wat ons dit doen, Vader, mag ons U beter ken as Vader, en mag ons toenemend rus dat U ons het, net waar U ons wil hê, en dat U is besig om ons te bring na U Vaderhuis toe. Ons loof en ons prys, U is goed vir ons, bekragtig ons om te lewe vir U. En ons bid dit in die naam van die Seun. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.